mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. Ik met mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. Dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. Ik het mij bekeerd en met water laat doop. En de doop bij mij met die Heilige Geest. Dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O ja, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. Dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. Ja, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. Ja, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. En dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. O ja, ik het mij bekeerd en met water laat doop. De doop bij mij met die Heilige Geest. Dus spreek ik in vreemde talen. Volgens Handelingen 2 vers 38. Die kracht op mij neerdal. Halleluja, die kracht op mij neerdal. Het was daar die dag soos op Pinkster. Wees toe die kracht op mij neerdal. O, toe die kracht op my neerdal. Toe die kracht op my neerdal. O, dit was daar die dag so Pinksterfees. Toe die kracht op my neerdal. Prys die Here, toe die kracht op my neerdal. O, toe die kracht op my. Halleluja, dit was daar die dag so op Pinkster. Toe die kracht op my. Prys die Here, toe die kracht op my neerdal. O, dit, halleluja, halleluja, dit was daar die dag so op Pinkster. Wees toe die kracht op my. Halleluja, toe die kracht op my neerdal. Halleluja.
Heere, doe die kracht op mij neer. Kracht op mij neer. Halleluja, dit was daar die dag soos op Pinkster. Wees doe die kracht op mij neer. Doe die kracht op mij neer. Halleluja, doe die kracht op mij. Prijs die Heere, dit was daar die dag soos op Pinkster. Die kracht op mij neer. Halleluja, doe die kracht op mij neer. Doe die kracht op mij. Op mij neer, dit was daar die dag soos op Pinkster. Wees doe die kracht op mij neer. Ja, doe die kracht op mij neer. Doe die op mij neer. Dit was daar die dag soos op Pinkster. Ja, doe die kracht op mij neer. Prijs die Heere, doe die kracht op mij neer. Halleluja, doe die kracht op mij. Dit was daar die dag soos op Pinkster. Wees doe die kracht op mij neer. Lord, bring back those happy days. The Holy Ghost fell on every place. The love of God shine on every face. Lord, bring back those happy days. Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost fell on every place. The love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Bring the Lord, bring back those happy days. The Holy Ghost on every place. The love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Hallelujah, Lord, bring back those happy days. The Holy Ghost fell on every place. The love of God shine on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah, Lord, bring back those happy days. The Holy Ghost fell on every place, and the love of God shine on every. Lord, bring back those happy. Praise the Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost on every place, and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Praise the Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost on every place, and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Praise the Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost on every place, and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah, Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost on every place, and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy days. Oh, Heere, laat U werk
terwijl ons op u wacht. O, daal nou, o Heer, in genade, Heer, en seën ons ook vandag. O, Rabashanda, ja, en seën ons, o Heer, seën ons in die jaar. Laat die werker leef in die naam van Jesus, halleluja. O, Rabashanda, prys die Here. Vader, ons dankie dat ons na u toe kan kom in die mooie naam van u Seun. Dankie dat u die Heilige Gees aan die Seun gegee het. Halleluja, dankie Here Jesus dat u die doper is met die Heilige Gees. En dankie dat ons, ja Here, die erdekryke is wat die Heilige Gees ontvang. Baie, baie dankie dat ons waarlik in hierdie tye dit beleef wat die woord van die Here sê, dat hierdie skat, die hemelse skat, Here woon in erdekryke. En dis die grootste skat wat ons kon kry, is die Heilige Gees. En daarom dank ons u dat dit nog steeds dieselfde is, dieselfde werk, onveranderlik bly dit dieselfde. U woord het oor die Heilige Gees geskrywe en ons eer u, Here, dat dit wat geskrywe is oor die Heilige Gees, dit het deurgewerk deur die eeue heen en dit het baie mense se lewens aangeraak. Dankie dat ons weet dis 'n werklikheid. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. O Here, laat hulle dit belewe wat die woord van die Here van praat. Prys u wonderlike naam en hulle wat gedoop wil word met die Heilige Gees. Laat dit waarlik sal geskied, Here, nie soos wat enige mens dink nie, maar soos u dit gee. Laat u naam daardeur verheerlik word en seën ons in hierdie aand saam en ons prys u daarvoor in Jesus se mooi naam en ons eer u. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om saam te wees. Ons groet jou almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons weet dat die Here besig is om in ons te werk vir die Heilige Gees en vir al die doping van die Heilige Gees in die tye waarin ons lewe. Ek is Pastoor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here. Daar is in die skrif 'n paar mooi verse wat ek wil lees, want die Here het vir my iets gegee oor die Heilige Gees, omdat ons die afgelope tyd daarmee te doen het dat daar is mense wat ween voor die Here vir die doping van die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. En ek wil hierdie versie lees wat die woord van praat. Hy praat van belofte van oorvloed. Nou, die doping met die Heilige Gees is waarlik 'n belofte van oorvloed. Dis waarom die Here gesê het, ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed daarvan kan hê. Maar nou sê die woord van die Here in Joël, en ons gaan dit saam lees. Halleluja. 28ste vers, die tweede hoofstuk, sê die woord dit baie mooi. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloedvuur en rookpilaar. Halleluja. En dit is vir my so wonder wat hy sê in die 28ste vers, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Ek wil net dit sê. Die Here het nie gesê net op party nie. Die Here het nie gesê miskien nie. Die Here het gesê
En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Dit meen die Here sonder nie een mens uit nie. Dit is vir alle vlees, vir alle mense gegee. En ek dink dat die doping met die Heilige Gees word verkeerd hanteer. En die Here het met my daaroor gepraat, want ons kan rondom die Heilige Gees praat, die werkinge van die Heilige Gees en alles, die gawes van die Gees ensovoorts. Ons kan daarvan praat en getuig en ons sien dit gebeur ensovoorts. Maar wat hier belangrik is dat die gawes van die Gees kan alleen na vore kom wanneer ek gedoop is met die Heilige Gees. En die probleem lê nie by die gawes nie. Die Here het gesê, hulle wat glo en hulle laat doop, sal gered word. En hierdie teken sal volg. Siekes sal hulle bid. Dit sal hulle doen, gif opneem, ensovoorts, 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 ensovoorts. En ons grootste probleem is, die meeste mense konsentreer op die gawes van die Gees. Wat reg is om te begeer, wat reg is om daaroor te vas en bid, dat die Here vir jou enige 'n gawe sal gee met die van die Heilige Gees. Maar om 'n gawe te ontvang, om 'n gawe te verkry, moet jy eers gedoop word met die Heilige Gees. Dit is baie duidelik in die woord van die Here. Ek praat nie van dat jy kan uitgaan en vir siekes bid. Jy het nie nodig om 'n gawe van goddelike genesing te hê om vir siekes te bid dat hulle gesond kan word. Nee, die Here het gesê, gaan bid vir die sieke. Maak die sieke gesond. Salf hom met olie. Bid vir hom, lê die hande vir hom en hy sal gesond word. Daar is die werkinge van Christus wat hy gedoen het en daar is die gawes van die Gees. Nou, wanneer ons kom by die gawes van die Gees, kry ons die werke van die Here. Die Here sê, hy wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal in sy binneste borrel, maar die Here Jesus is iemand in my glo, die werke wat ek gedoen het, dit sal hy doen en nog groter. Dit meen ons kry die werke van die Here Jesus. En wat het hy gedoen op aarde? Hy het siekes gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, die evangelie verkondig. Ek meen hy het geleer en baie goed aan die mense verduidelik. Dis die werke. Hy sê ek werk, terwyl ek die Vader sien werk, werk ek ook. En julle werke sal groter wees. Maar as wanneer ons by die Heilige Gees kom, dan praat ons weer van gawes. Daar is werkinge van die Heilige Gees. Maar die hoofdoel van die Heilige Gees is die gawes wat in die gemeente moet opereer. Maar as ons wegkyk van die gawes af vir 'n oomblik, dan kom ons by die doping met die Heilige Gees, want daar kan geen werking van die Heilige Gees wees of gawes wat opereer as jy nie eers gedoop is met die Heilige Gees nie. En dis waar die meeste mense die probleme het. En daarom het die Here Jesus vir Petrus in Handelinge opgewek toe die mense gedoop is met die Heilige Gees. Hy sê in die 4de vers van Handelinge 2, hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dit was in die nag. In die nag. Dit was in die aand, toe die Here die Heilige Gees op hierdie oppersaal 120 mense uitgegiet het, en hulle is gedoop met die Heilige Gees. En hulle het begin spreek in ander tale. Halleluja. Wat se taal is? Tale van die Heilige Gees, of die taal van die Heilige Gees. En toe hulle klaar is, toe dit stil word, toe hulle uit die oppersaal uitbeweeg. En dis waarom die skrif die volgende sê. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie gelyk kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor
hoe hulle in sy eie taal spreek. Hier is iets wonderlik. Die Here doop, ek meen in al Pinkstermense ken dit. Die Here doop met die Heilige Gees. Jy word vervul met die Heilige Gees. Jy spreek in die Heilige Gees taal. En die oomblik wat jy uitbeweeg na buite toe, dan kom die werking van die gawe van spreuke in allerhande tale na vore. En dit is waarom dis iets soos 27 verskillende tale wat daar was. Mense 27 verskillende nasies met of verskillende tale, dit maak nie saak nie. En toe hulle uit hierdie oppersaal uitkom toe en hulle hierdie geluid gehoor, toe stroom hulle uit. Stroom hulle na daar waar die 120 by mekaar is en die woord van die Here sê en toe hulle uitkom en hulle begin en hierdie menigte is voor hulle wat in die verskillende tale toe begin die gawe van tale in werking kom is sodat elke taal of elke nasie die woord van die Here hoor in sy eie taal. Ek wil net dit sê, moenie die taal van die Heilige Gees bevraagteken nie. Ek gaan vir jou verduidelik hoekom nie, want die woord van die Here sê verder, Petrus spreek hierdie wonderlike woorde. Hy sê dit in die 14de vers van Handelinge 2, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Praat hier van hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte, die ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en my dienstmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Maar wat baie belangrik is, halleluja, is dat Petrus het dit ook uitgespreek en het hierdie woorde gesê dat dit is vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is. Wat? Die belofte van die doping met die Heilige Gees. Halleluja. En dit is vir my so wonderlik dat die Here het dit gegee sodat dit ook vir die ander geslagte wat kom sal wees. En as ek aan dit dink, dan kom hierdie skrif in Handelinge 2 vers 38 ook na vore en hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Die 38ste vers. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor wat sê? En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En die Here spreek met my oor dit, dat ons sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis nie, wat ek weer sê, dis nie 'n vraag nie. Ons sal. Ek het my bekeer en my laat doop, en nou sal ek die gawe van die Heilige Gees ontvang. En toe wys die Here vir my iets wat baie mooi is. En dit is dat, as iemand vir jou 'n geskenk gee, hoe hanteer jy dit? Want as jy gaan na die Engelse King James Bybel toe, dan praat hy van, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. Nou, wat is 'n gift? Gift is 'n persent, dis 'n reward in Engels. Dis iets wat God gee. Dis 'n vrye gawe. Jy moet jou bekeer en laat doop. Die gawe is dan vry vir jou. Dit meen,
En dit is vir jou, dit is vir my. En wat ek hier wil sê is, as iemand vir jou 'n geskenk gee, al sit al duisende mense, en daai geskenk wat die Here, wat iemand vir jou gee, niks met die ander te doen nie. Want dieselfde persoon, in die geval van die Heilige Gees, en dit is die Here Jesus, wil aan daai ene, en sal aan daai volgende ene ook die Heilige Gees gee. En dit het weer niks met jou te doen. So wat ek hierso wil sê is, dat elkeen van ons, en vir elkeen van ons, wil die Here hierdie gawe gee. En hy sal dit gee, want dis 'n belofte. En wanneer ons na dit kyk, ek meen veral wanneer iemand verjaar, veral wanneer daar Kersgeskenke uitgegee word, is baie interessant, dan word die geskenke nou, wat onder die boom is, word nou uitgegee aan elke ene, totdat almal al hulle geskenke gekry het. Nou, en terwyl dat jy sit en wag, dat al die geskenke uitgedeel word, dan wonder wat is in hierdie pakkie, en jy wonder wat is in daai pakkie, en jy wonder wat is in daai een, en jy wonder wat, en hierdie een is lig, en daai een is swaar, nou, en ons almal wonder, maar nie een van ons weet, wat daarin is, behalwe die mense wat het gekoop het, want die wat het ontvang, weet nie. Dit meen, hulle weet nie wat daar binne is nie, hulle weet nie hoe dit gaan werk nie, of wat daar iets is wat gaan werk, ensovoorts, ensovoorts. Die feit bly staan. Hulle ontvang die geskenk. Sonder vraag. Maar met 'n groot dankbaarheid en blydskap vir dit wat hulle nou ontvang het. Weet nog nie wat daar binne is nie. En dit is hoe die Here werk met die gawe van die Heilige Gees. Ek dink dat die mensdom is oorlaai met alles wat predikers sê oor die Heilige Gees en wat die Heilige Gees is en wat in hierdie pakkie is, in hierdie geskenkpakkie. En nou leer hulle die mense oor die Heilige Gees. Ja, dit is binne daar, dit is binne daar, dit is binne daar, dit is binne. Daar is riglyne wat binne in hierdie geskenkpakkie is, as ek het so kan. Maar weet jy wat? Die een wat na jou luister, weet dit nie. En dis presies wat die Here wil hê. Jy en ek moet dankie sê en vol blydskap word en hierdie geskenk, hierdie gawe net by die Here vat. Wat daar binne is en wat dit alles kan werk, niks met my te doen nie. Want dit help nie, ek verduidelik vir mense hoe die Heilige Gees werk in sy volheid nie, ensovoorts, ensovoorts. En hy word nooit gedoop met die Heilige Gees. Waarom? Want hierdie mense vra, Here, maar as daai ding so en daai ding so, en veral die taal van die Heilige Gees. Daar's baie wat gedoop word wat met die Heilige Gees, maar wat skepties staan teenoor die taal. Nee. Maar hierdie geskenkpakkie, die doping met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid met die vrees van die Here en spreuke in tale. Dis die kenmerk van hierdie gawe, van hierdie geskenk,
wat die Here vir jou en vir my gee. Nie wil gee nie, gee. Dit meen, ek en u bid, vir die wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Nee. Jy bid, nou, en dan begin die ding, ek wonder wat die Here alles vir my gaan gee. Ek wonder wat die gawes gaan. Ek wonder hoe gaan dit gebeur. Ek wonder wat gaan plaasvind. Ek wonder dit. Jy vra so uit oor hierdie geskenk dat op die einde van die dag bevind jy jouself in 'n ongelowige toestand. Vroeger jare in Pinkster het ons een ding geleer. En dit is dat die prediker of die persoon wat veral die pastore wat rondgegaan het en wat die Here kragtig gebruik het, wanneer hulle gedoop het, wanneer hulle die doping met die Heilige Gees die aand doen, dan vra hulle nie vir mense, kom sit hier, ons wil hulle gou leer nie. Nee, hulle vra wie wil gedoop word. Kom ontvang dit wat die Here vir jou gee. En die Here het gedoop met die Heilige Gees en niemand het iets geweet van die Heilige Gees nie. Ek wil amper sê, daardie jare was die kennis oor die Heilige Gees, selfs in die Pinksterkerke, maar baie min gewees. Ons het vandag te veel kennis, en dit verhinder dat mense gedoop word met die Heilige Gees. Want ons weet te veel. En nou wil ons ander dit leer, sodat ek kan sê, ek het daardie mense bearbei, en ek het hulle geleer, en ek het hulle vertel oor die Heilige Gees, en prys die Here. As gevolg van dit wat ek vir hulle geleer het, het die Here hulle gedoop met die Heilige Gees. O nee! Jy kan nie iemand bearbei om gedoop te word met die Heilige Gees nie. Daar bestaan nie so iets in die woord van God nie. Ons kan mense vertel, getuienis gee oor hoe die Heilige Gees gewerk het, en hoe die Heilige Gees in die woord beskryf word, ensovoorts. Maar sover het die doping met die Heilige Gees aangaan, is daar niks geskrywe nie. Want die pakkie is toegemaak. Eers as jy gedoop word met die Heilige Gees, dan word dit wat in hierdie pakkie is, in jou geopenbaar. En die gawes opereer. Halleluja. Ons gaan vertel van die pakkie wat ek ontvang het. Hierdie geskenk wat ek ontvang, ek kan daarvan getuig. Maar die dag toe die Here my gedoop het met die Heilige Gees, terwyl ek alleen by die huis was, want ek is siek van skool af gewees. Weet jy wat die wonderlikste was? Ek het nie eens gevra vir die doping met die Heilige Gees nie. Ek het dit begeer. In die volgende oomblik doop die Here my met die Heilige Gees. In ons huis, waar ek alleen is. Met die spreuke in die hemelse taal wat ek nie ken nie. Of Heilige Gees taal. So, as jy by die Here kom vir die doping met die Heilige Gees en jy vra die Here uit oor wat in hierdie pakkie is. Wat is die bewys? Wat is besig om te gebeur? Nou, jy wil eers weet wat in die pakkie is of in hierdie geskenk is of gawe is. Nou, voordat die Here jou doop met die Heilige Gees. En dan, ek wil nou vandag vir iets sê, dan sal jy nooit gedoop word met die Heilige Gees nie. Nee. As jy kan gaan en sê, Here, ek wil om my, al tol ek soos 'n tolletjie in die rondte, as jy my doop en ek praat in die hemelse taal, dat die hele wêreld dit hoor. En ek spring en ek dans en ek juig, en ek weet nie waar ek is nie. Here, dans dit so, halleluja. Ek wil nie nou weet wat binne in die pakkie is nie. Ek soek net die pakkie. Is al wat ek wil hê is die Heilige Gees. Ek wil nie iets weet nie. Die doping met die Heilige Gees, al wat ek soek. Want as ek gedoop word, dan gaan al die goed wat ek oor gedink het, dit sal in werking kom. Wat predikers doen om mense te gaan leer en skool gee en kursusse gee oor die Heilige Gees. Hulle stel sekere dinge daar oor die Heilige Gees. Maar daai dinge wat hulle daar stel, is net die dinge wat hulle self ondervind.
Maar daai pakkie wat die Here vir jou gee, is dieselfde Heilige Gees, maar het verskillende werkinge. En dis vir my die wonder van die saak. Is al wat jy doen, as jy die dag 'n geskenk ontvang. As jy hy pakkie kry, en jy voel hom so, en ek wonder wat in hierdie ou pakkie is, ek dink nie, hier is iets baie in die, want ek weet nie wat die binnekant is nie, en jy toon 'n ondankbaarheid teenoor die een wat vir jou 'n geskenk gegee het, sonder dat jy iets sê, en jy is nie bly oor die geskenk, dan sal die geskenk vir jou niks werd wees. Ek weet, baie mense, ek weet, as mense wat hulle ontvang 'n geskenk van iemand af, en dan vat hulle die geskenk, en dan sit hulle hom daar op die kas neer, of binne in 'n kas neer, en hulle los hom daar. Hulle maak hom nie eens oop nie. As hulle dankbaar was, en vol blydskap was, sou hy daai pakkie vinnig oopgemaak het. Sodat almal kan sien wat in hierdie pakkie is. En dis die doping met die Heilige Gees. As jy gedoop wil word met die Heilige Gees, sal jy sê, Here, ek gee my oor. Ek wil nie eers dink aan enige iets oor die Heilige Gees nie. Ek wil net gedoop word met die Heilige Gees. En jy begin vir die Here dankie sê. En daar kom 'n blydskap in jou hart. Ek wil vanaand vir jou sê, dan doop die Here jou vinnig met die Heilige Gees. En weet jy wat interessant is? Net jy weet wat in daardie geskenkpakkie is. Want dit wat jy ontvang het, is joune. Halleluja. Jy kan dit nie vergelyk met iemand anders nie. Kan dit nie vergelyk met 'n volgende een nie. Elkeen kan van getuig oor die Heilige Gees, maar jy kan nie dit wat jy ontvang het met enige een van hulle vergelyk nie. Want die Here sal vir jou self getuienisse gee oor die Heilige Gees en sy werkinge. En dan hoor ons verskillende getuienisse van hoe die Heilige Gees gewerk het, daardie persoon en daardie persoon. Nadat, ek wil amper sê, die doping met die Heilige Gees maak die pakkie oop, sodat almal kan sien wat se geskenk of gawe jy gekry. Praat nie van die gawes van die Heilige Gees nie, 9 gawes nie, ek praat die gawe van die Heilige Gees self. Halleluja. Die Here gaan nie vir jou eers toon wat in die pakkie is, nee, voordat hy jou doop met die Heilige Gees. Nee, hy doop jou eers met die Heilige Gees. Dan toon hy aan almal wat binne in die pakkie is. So ek wil elkeen net hierdie goeie raad gee. Moenie probeer weet wat in hierdie geskenkpak is nie. Wat in hierdie gawe is nie. Halleluja. Moenie wil weet wat daar binne is voordat jy nie eers in dankbaarheid die pakkie ontvang. Hierdie geskenk, hierdie gawe ontvang. Want as jy hom ontvang, dan wil jy nie meer weet wat in die pakkie is nie. Dan sien jy wat in die pakkie is. Maar ons wil eers sien. Sê, o Here, daai in die Heilige Gees. Kyk hoe die Gees aanwerk. Ek sal daarvoor ook dit hê. Los! Dis sy deel. Die Here het vir jou sy eie kragtige, heerlike, vurige, halleluja, die Heilige Gees en krag vir jou gegee, wanneer jy die pakkie ontvang. Halleluja. En ons weet, daar is baie mense wat ween, met trane, en hulle wil weet, maar hulle bid al so lank, hulle word nie gedoop met die Heilige Gees. Dis wonderlik. Die Here sien die begeerte van jou hart. Maar begin om dankbaar te word. Laat die blydskap, die Here sê, my blydskap het ek vir julle gegee, sodat julle blydskap volkome kan wees. En laat daardie blydskap
oor die Heilige Geesgawe. Laat jou blydskap volkome raak. En die Here sal jou doop met die Heilige Gees. Moenie 'n voorwaarde stel. Halleluja. Mense wat vroeër jare in Pinkster, wat 'n voorwaarde geplaas het by die Here, as hy gedoop word met die Heilige Gees, moet net nie 'n taal wees nie, en hy moet net nie snaaks optree nie. Weet jy wat? Die Here het hulle almal omgedoop. Almal. Daai een het snaaks opgetree wat nie snaaks wil wees, en daai een het dinge gedoen, want het doen daar's niks lelik maar dinge wat die blydskap van die Here opwek in jou, wat dit sien en hoor. Maak jou los van jou eie idees oor die Heilige Gees. Sê, Here, ek wil niks weet nie. Ek wil eers gedoop word met die Heilige Gees. En daarom sê die woord van die Here vir my in hierdie skrif. Halleluja. Prys die Here. Ja, maar ek het al gehoor van mense wat jare gebid het vir die dooping van die Heilige Gees. Ek weet ook van hulle. 20 jaar. Maar die dag wat hy dit nie verwag nie, die dag wanneer hy nie voorwaarde, die dag wat hy nie dink wat die Heilige Gees, wat hierdie pakkie het nie, wat hierdie gawe vir hom het nie, wanneer hy heeltemal totaal niks dink oor die Heilige Gees nie, behalwe om te vra dat die Here jou doop met die Heilige Gees. Doop die Here daardie persone met die Heilige Gees. Het hom 20 jaar gevat om oor te gee, te gesê, Here, ek wil niks weet nie, ek vra nie, doop my met die Heilige Gees. Halleluja. En dit is wat die Here sê. Daar is nie 'n beter gawe as die dooping met die Heilige Gees. Dit is waarom die woord van die Here dit in Lukas so mooi beskryf, en hy sê die woorde vanaf die 9de vers. Hy sê, en ek sê vir julle, Lukas 11 vers 9, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit meen, ek bid oor die Heilige Gees. Halleluja. Dit sal vir jou gegee word. Soek. Jy soek het nie, sal het vind. Waar? In jou binnekamer. In die gemeente. Nee. Elke keer, en dit is 'n skande vandag, want eintlik elke diens moet daar geleentheid wees waar gebid moet word vir die doping met die Heilige Gees. Halleluja. En dan sê hy hierdie woorde, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit meen die klop. Hy sê, Here, hierdie gawe is myne. Halleluja. Dis die belofte, dis die gawe, die Heilige Gees. En dis myne. Want die woord sê, dis vir die disippels gewees, die 120 in die oppersaal, en daar het Petrus opgestaan en gesê, dis vir julle en julle kinders en julle kindskinders en vir almal wat daar ver is. En Here, ek is baie ver van Petrus af, maar dis nou myne. Ek wil nie weet wat gaan gebeur nie, ek wil nie weet, doop my met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid en die vrees van die Here, met die spreuke in 'n Heilige Gees taal. Doen dit vir my, Here. En begin die Here prys daarvoor. Halleluja. En die woord van die Here sê verder. Hy sê, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hy sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee. Wat nou gebeur is, omdat daar nie blydskap, die dankbaarheid, die oorloop van blydskap, die blydskap volkome word. Nou voel dit vir jou, jy bid vir brood, maar dit lyk vir jou, dis 'n klip wat jy ontvang. Want hoekom wil die Here my nie doop met die Heilige Gees? Moet dit nooit
oor jou lippe laat kom nie. Sê eerder, as daai ding by jou opkom, sê Here, ek weet, U wil my vul met die Heilige Gees. En ek dank U daarvoor. Ek kom na U toe. Ek wil hierdie gawe, hierdie geskenk, ek wil dit uit U hand ontvang, sodat dit myne kan wees. Dis wat U vir my gee. Halleluja. Hy sê, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Is dit nie interessant nie? Jy ween voor die Here, soos ek sê, dis reg. Nee, ek wil sê, jy soek wat by die Here, doop my met die Heilige Gees. En nou gaan dit vir jare aan, vir weke, vir maande. Halleluja. En dit raak vir jou al swaarder om aan te neem dat die Here gaan jou doop met die Heilige Gees. En nou begin jy al meer vra en eintlik uit 'n negatiewe toestand vra die Here. Omdat dit wat die woord sê, bid en jy sal ontvang. En nou sê hy verder, hy sê, die 12de vers, of ook as hy 'n eier vra, om 'n skorpioen gee. Dink jy die Here gaan vir jou die teenoorgestelde gee, as dit wat jy van hom vra? O nee. O nee. Hou net op om te weet, hoe werk dit, om gedoop te word met die Heilige Gees. Vergeet dit. Die Here wil nie hê jy moet weet voor die tyd nie. Die Here wil hê jy moet ondervind hoe alles werk nadat jy gedoop is met die Heilige Gees. Ons weet te veel in hierdie dae. En ons ondervind te min. Wanneer jy ondervind, dan raak jou blydskap volkome, jou dankbaarheid raak volkome, die heerlikheid raak volkome, die krag raak, die vuur, alles. Halleluja. En nou sê die volgende versie, die laaste versie, as julle dan wat sleg is, en hierdie vers is seker die mooiste vers, sover die Heilige Gees sal gaan. Wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Nou, ek wil net dit sê, elke gawe van die Heilige Gees is 'n goeie gawes. Gaan lees net 1 Korintiërs 14. Elke gawe is 'n goeie gawe. Daar's 9 van hulle. Maar die belangrike, ek wil amper sê, jy kan 'n geskenkpak hê, 'n groot geskenkpak. En binne in daai geskenkpak, nou, dis die Heilige Gees, dooppak, groot pak. En binne in daai pak is daar 9 gawes. Dis nie wonderlik nie. Dit meen, dis die een geskenk op die ander, maar jy moet eers die hoofgawe in die hande kry. Daardie groot pak, daai geskenk in die hande kry. Jy moet eers met hom gevul word, sodat die ander gawes wat in hom is, ook ontdek kan word in jou lewe. En nou sê hierdie woorde. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hom wat dit van hom af bid. Jy kan by trane vra en smeek, maar jy moet nie daar bly nie. Jy moet begin dankie sê. Jy moet begin die blydskap van die Here in jou met volkome raak. Halleluja. En dis deur die jare heen wat as jong man toe ek baie vir die mens gedoop met die Heilige Gees, was dit elke jong mens se oorwinning gewees. Die oomblik wat hy vra die Here om te doop met trane, en dan stap ek nou en sê ek staan op, kom, begin nou die Here dankie sê en begin nou die Here loof. En dan gaan ek na die volgende en die volgende en die volgende.
En terwyl ek so en hulle begin die Here loof en prys en dankie sê, dan hoor jy doop die Here sommer daar met die Heilige Gees. In 'n oomblik, sonder dat hy naby hulle is. Maar toe hulle reg begin optree, positief raak, wil nie sê positief raak nie, maar dit wat die woord sê, glo, toe word hulle gevul met die Heilige Gees. En dis wat die Here wil hê moet gebeur. En selfs die kind van die Here, wat al reeds gedoop is die Heilige Gees, kom ons sê nou vandag iets. En jy voel, Here, ek het verkoud, of die taal van die Heilige Gees werk nie meer deur my soos hy moet nie. Die vuur, die krag, die heerlikheid, selfs die vrees van die Here en die spreuke in hierdie Heilige Gees taal het al minder geword. Daar's net iets wat jou kan laat oplewe. Vra die Here met trane en smekinge en staan op en sê vir die Here dankie, begin hom loof, begin net dankie sê. Daar in jou huis, begin net 'n geras maak en sê vir die Here dankie. En jy sal voel die Heilige Gees wat jy alreeds ontvang het met die Heilige Gees taal, hoe dit in jou binneste sal begin opborrel. Halleluja. Jy het klaar die geskenk gekry. Die geskenk is klaar oopgemaak. Jy weet wat in hierdie pakkie is, in hierdie gawe is. Jy weet wat het jy en hoe kan jy dit hanteer en gebruik tot eer van die Here. Maar dit het stil geword. Halleluja. Die maklikste manier natuurlik is, as daar iemand is wat vol is van die Heilige Gees, wat spreek in 'n hemelse taal, Heilige Gees taal, en daardie persoon is vol vuur en krag en heerlikheid, en hy kom by jou en hy lê net die hande op jou. Halleluja. En dit is net so, die heel eerste ding wat hy vir jou gaan sê is, begin net vir die Here dankie sê, want dit is joune. Dit is joune. Begin net die Here prys, begin net die Here loof. Nou, in die oomblik as daardie persoon dit begin doen, en hierdie prediker lê sy hand op daardie persoon, dan doop die Here hom met die Heilige Gees. Halleluja. Ek het ook al gesien waar mense in smarte ween, omdat hulle nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, en uit genade, wanneer iemand van daai persoon bid, dan ruk die Here hom weg in die Gees. En die Here doop hom met die Heilige Gees. Dit het ons gesien. Maar hoe dit by jou gaan werk, daar's net een orde wat die Here vir jou daar gestel het. Sê net dankie, halleluja. Die Here loof, blydskap moet volkome raak, jy moet begin juig voor die aangesig van die Here. Die meeste mense wat ek in my lewe gesien het, gedoop is met die Heilige Gees, om hulle uit daardie toestand van negativiteit kry, omdat hulle nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie is. Hierdie ou koortjies gesing, toe die krag om my neerdaal. Halleluja, o stort dit nou uit in my siel, as my beker van blydskap oorloop. It's coming down, down, down in the glory of the Lord. En daardie mense sing en hulle begin bly raak in die Here, en hulle begin dankie sê vir die Here, dan hoor jy doop die Here hulle met die Heilige Gees net waar hulle staan. Dit het ons gesien, hoe die Heilige Gees opereer. Maar wat vir jou in daai pakkie is, weet nie een van ons. Ons sal dit eers sien, as die Here jou gedoop het met die Heilige Gees. So, ek kan nie vir jou raad gee nie. Ek kan nie vir jou sê, ja, dit en dit en dit wil die Here deur jou doen nie. Ek kan vir jou niks sê nie. Word net eers gedoop met die Heilige Gees. Dan sal ons sien wat die Here vir jou gesê het wat jy moet doen. Halleluja. Prys die naam van die Here. So, jy kan vas en bid vir die dooping van die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou goeie raad gee. As jy dag, 2, 3 dae so gebid het en gevas het, en op sak en as, staan op, en begin die Here loof, en die Here prys, en vir hom dankie sê. Halleluja. Jy sal so naby wees, dat jy in 'n oomblik sit, sal die Here jou doop met die Heilige Gees. Dis vir jou.
Halleluja. Halleluja, prys die naam van die Here. Vader, ek wil vir U baie dankie sê. In my lewe het ek gesien hoe U 5-jarig is, wat niks van die Heilige Gees weet, behalwe dat die Here doop met die Heilige Gees in vuur en krag en heerlikheid en die vrees van die Here, die spreek in die hemels en Heilige Gees taal. Hoe die Here hulle gedoop het, in volheid, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. O, Here, is wat ons in hierdie aand wil uitroep. Die koortjie sê, die lied sê, then I bow on my knees and cry holy, holy, yes holy, to the Son of God. Here, toe die verderflikheid in Pinkster kom, predikers rondgaan vir die dooping met die Heilige Gees en vir die mense sê, bid hierdie woorde agter my aan. O, my God. Hulle het die pakkie probeer oopmaak wat hierdie persoon nog nie ontvang het nie. En Here, dit het ellende in baie kinders van die Here se lewens gebring. Want hulle het geen ondervinding met die Heilige Gees gehad nie, omdat hulle nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Waarom laat hulle 'n paar woorde agter 'n prediker of 'n mens aangesê, sê daar die mense, julle is gedoop met die Heilige Gees. O my God, wat 'n bespotting maak hulle van die Gees. Here, en ek wil bid in hierdie aand, laat geen prediker wat bid vir ander wat gedoop word deur die Heilige Gees, sy eie hand sal uitsteek om te probeer. En hulle wat gedoop word met die Heilige Gees, laat hulle nie in hulle eie vermoë staat maak. En hulle hande uitsteek om te vat wat hulle niks van weet nie. Is al van hulle hand moet uitsteek, is om die geskenkpakkie te ontvang. Die gawe van die Heilige Gees, die dooping van die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. O my God, suiwer U volk, dat die bedorwenheid van die verstand, Here, verwyder sal word. En laat ons wees soos kinders, wat sien, U is vir hom 'n geskenkpakkie, en spring van blydskap, en juig totdat pa en die ma dit vir hom gee. Halleluja. Here, wat wanneer die kind begin spring en juig en bly is oor die geskenkpakkie, dan verbly dit die pa en die ma se hart. En net so ons, Here, wanneer ons gedoop wil word, hierdie gawe, hierdie geskenkpakkie wil ontvang, en ons spring en ons juig en ons bly soos kinders, dan maak dit God se hart bly, dit maak die Here Jesus se hart bly, en in 'n oomblik sit hy, Here Jesus, dan doop hy daarin met die Heilige Gees. Here, alles wat ons hoor, van hoe jy die Heilige Gees moet ontvang, en wanneer jy die Heilige Gees ontvang, wis dit uit elke gedagte. Dis al wat elkeen moet sê, Here, hier staan ek voor U. U weet hoe bid ek vir U Gees. Maar ek wil vir U begin dankie sê. Juig, spring van blydskap. Halleluja. En die res sal U doen. En U sal doop met die Heilige Gees. Dankie. Here, dat hierdie erfenis van ons is so mooi. En die meetsnoere het vir ons op lieflike plekke geval. Eers as ek die erfenis beleef, weet ek wat die erfenis is.
Eers as ek sien hoe die meetsnoere val, dan is dit mooi. Eers as ek gedoop is met die Heilige Gees, sal ek verstaan. En die heerlikheid van God sal ons oorweldig. Daarom bid ons in hierdie aand, doop mense met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. In die naam van Jesus van Nazareth. Halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Dankie, Here. Dooping met die Heilige Gees, die gawe, is verniet. En dit is vir elkeen. En die Here gee dit gewilliglik aan elke dankbare hart, vol is met blydskap. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oor my, oh, laat het waai, oh, halleluja, oh, laat die Gees van God, nou waai, oor my, laat het waai, laat het waai, oh, halleluja, oh, laat die Gees van God, nou waai, oor my Here, laat daar dankbaarheid, blydskap en vreugde, en elke lewe sal opspring. Here, doop hulle met die Heilige Gees. Oh, halleluja, laat die Gees. Loba, halleluja, oor my, laat het waai, oor my, laat het waai, ja, laat die Gees van God nou waai, halleluja, oor my, ja, laat het waai, oor, laat het waai, oh, halleluja, laat die Gees.
weer lewend sal word, Here, wat die Heilige Gees alwees het. Ja, laat die Gees van die Here oor hulle vaardig laat. Laat dit waai oor elke. In die naam van Jesus. Laat die Gees van God waai oor my. Laat dit waai oor my. Laat dit waai, halleluja, oor my. Laat die Gees van God waai oor my. Laat dit waai oor my. Laat dit waai, halleluja, oor my. Laat die Gees van God waai oor my. Halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. In die naam van Jezus, dank die Here. Dank die Here Jezus, ons prys. Halleluja, lofwaardig is die Here. Dank u vir die Heilige Gees. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Ja, prys die Here. Sê vir die Here, dankie vir die elkeen. Bly wagtend op die Here vir die doping met die Heilige Gees. Maar bly wagtend met die blydskap, danksegging, vreugde. En die Here sal hierdie gawe aan jou gee. Halleluja. En neem dit by die Here, want dit is jou. O Here, dankie dat u dit doen vir elkeen. En seën elkeen met u Heilige Gees. Vervulling met die Heilige Gees. Halleluja, laat hulle blydskap volkome sal raak. En Here, ons vra dit in u mooi naam en ons dank u omdat ons weet dat u doen dit. Verheerlik u naam in elke lewe. En ons weet dat u is gewillig en begeerig om dit vir elkeen te doen. Dankie Here, dat ons alles kan vra in Jesus' mooi naam en ons dank u daarvoor. Amen en amen.